Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom liewe vriende by ons daaglikse oordeenking vanuit die woord van God. Mag die Here vanmôre ons harte open vir sy woord en in ons lewens werk deur sy Heilige Gees. Dankie dat U aansluit vanmôre by ons hier by Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is nog besig met ons reeks uit die boek van Jakobus. En vanmôre gaan ons saam lees Jakobus 4 vers 11 en 12. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat, of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet, en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is egter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Net tot sover. Jakobus kom moedig alle kinders van die Here aan, om nie kwaad te praat van mekaar nie. Ek en jy wat in Jesus Christus glo, en die geloof in ons harte het, deur die werking van die Heilige Gees, moet Jesus Christus as voorbeeld navolg. En ons kan nie kwaad praat van mekaar, as Jesus ons voorbeeld is nie. Niemand is regter oor ons lewe, behalwe God nie. Hoe maklik kry mense dit nie in vandag se tyd, dat mense mekaar so maklik kan oordeel nie. Sommer klaar kan besluit, iemand is skuldig oor een of ander saak, terwyl jy nie al die feite of al die kennis in die saak ken nie. Moet ons dit nie liewer vir die Here oorlaat, om te bepaal wie is skuldig en of so 'n persoon straf moet kry of nie? Ek en jy is nie daarvoor aangestel nie. Ek en jy moet eerder kinders van die Here bystaan en ondersteun, en mense van die wêreld bedien met die verlossingsboodskap vanuit die woord van God. Ons moet huil saam met die wat huil, treur saam met die wat treur, bly wees saam met die wat bly is. Ons moet mekaar ondersteun in ons gebede en ons oog moet op Jesus gerig wees, nie op mense van die wêreld nie. God is die een wat sal oordeel oor almal van ons se lewe. Dis nie my en jou werk nie. Daarom moet elkeen na sy eie lewe gaan kyk. Hoe lewe ek vandag voor die Here? Hoeveel sonde is daar in my lewe wat ek voor God moet bely? En hoeveel dinge kan ek nog in my lewe verbeter, sodat God se naam nog groter gemaak kan word elke dag? Jakobus wil graag hê dat ons geloof prakties moet uitleef as Christene, en dat ons in hierdie wêreld 'n verskil sal maak. Kom ek en jy gaan doen dit vandag. Ons hou ons oog op Jesus, ons lewe in liefde, ons veroordeel niemand nie, maar ons volg Jesus as voorbeeld en ons wees dankbaar vir wie ons is en van wat ons uit die hand van die Here ontvang. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons loof en prys U naam in hierdie nuwe dag, omdat U ons Vader, ons God en Koning is. Dankie dat U ons deur die Bybel kom leer wat U wil vir ons lewe is. Help ons Here om nie ander mense te veroordeel nie, en om nie kwaad te praat van mense nie, maar om die goeie in ander raak te sien. Bevestig vandag U woord in ons harte en versterk ons in die geloof deur die Heilige Gees. Seën vir ons ook hierdie mooi dag en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.